Shabbat Shalom, dis Saterdagmôre en ek vereer die lewende God, die skepper van hemel en aarde, dat ek vandag die voorreg het om in jou lewe die woord te kan kom saai en dat ek 'n impak kan maak in mense se lewens. So baie dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy deel is van hierdie bediening en ek wil net vandag sê baie dankie vir elke like, dankie vir al die subscribers, dankie dat julle so getrou is om by die woord van Skepper Lewende God uit te kom en dankie vir elke comment. Party is positief, ander is negatief, maar maak nie saak nie. En dankie vir elke comment en dankie dat jy deel is en ek sien dat daar is mense wat nog so 'n bietjie sukkel in terme van die waarheid van God se woord en dat daar verskille is in terme van hulle interpretasie van die woord, maar nietemin mense skakel in. En op 'n spesifieke tyd sal die woord van die lewende God die harte kom oopmaak en mense se perspektief sal verander. So dis baie belangrik. So baie dankie. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening en ook vir elke komment, positief of negatief. Dit maak regtig nie saak nie. Ons eer Abba vir sy woord wat ongefilterd uitbeweeg en mense se lewens impakteer. So ek wil vandag met jou gesels oor 'n baie belangrike aspek in ons lewe en dis die feit dat ek en jy moet uitstaan. Ons kan nie saam met die hoofstroom gaan nie. Ons kan nie saam inblend in hierdie wêreld nie. Ek kan nie saam met die stroom vloei nie. Ek moet uitstaan vir die lewende God. Want jy sien in 'n wêreld waar dinge letterlik op sy kop gedraai word, is die duidelike vraag vandag: staan jy uit of blend jy in saam met die res van die wêreld? So Vader Jahwe het ons geroep en het ons uitverkies om nie teen die stroom te gaan nie. Maar nie saam met die stroom te gaan nie, maar teen die stroom te gaan. Hy het ons uitverkies vir daardie spesifieke rede, want die hele wêreld gaan saam met die stroom. En ongelukkig kerke en bedienings gaan ook saam met die stroom, en daarom het Vader ons uitverkies om nie saam met die stroom te gaan nie, maar om teen die stroom op te staan. Want jy sien, ons kan nie die meerderheid volg in dit wat hulle doen nie. Ons kan nie die meerderheid volg nie. Ons moet opstaan vir hom ten spyte van 'n krom en verdraaide geslag. So ons geloof is nou natuurlik onder 'n geweldige aanval. So my geloof, jou geloof, hoe ons Vader dien, dis onder 'n geweldige aanval. En dit is vandag baie moeilik om jou geloof ten volle uit te leef sonder om jouself bloot te stel vir aanvalle, vir haat, vir minagting. En ek besef dit en ek ervaar dit, want of daar nou 'n positiewe of 'n negatiewe komment is, en of daar nou WhatsApps is, en of daar nou dislikes is, dit maak nie saak nie, maar ons is onder aanvalle. En dit gaan met almal van ons so, dit gaan met jou so, selfs by die werk, by die huis, en ook onder die familie. So dis baie moeilik om jou geloof ten volle uit te leef. Maar ek wil jou gou bring by 'n gedeelte uit die woord uit, en hierdie is noodsaaklik dat ons hierdie hanteer. En merk hierdie in jou Bybel, gaan merk dit in jou Bybel, en kom ons gaan lees so 'n bietjie wat die woord sê in terme van hierdie gedeelte, en ek wil dit so 'n bietjie oopbreek vanmôre. So maak jou Bybel oop by Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 13. Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 13. Die woord sê in vers 13, hy sê, julle is die sout van die aarde. Met wie praat hy hier? Wie praat hy hier? Hy praat met ons. Hy praat met ons. Net so terloops, net so terkant aantekening. As jy die Bybel lees en jy lees van Genesis tot by Openbaring, net so terkant aantekening, praat die woord van jou. Net so terkant aantekening. Alright. So, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. So, hier's 'n paar kernwoorde waarna ons moet kyk. Hy sê, julle is die sout van die aarde. So, hy praat spesifiek met ons. Hy sê, ons is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur mense vertrap te word. Nou gaan hy verder, hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander.
En dit skyn vir almal wat in die huis is, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke, julle wat? Julle goeie werke, kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit is 'n pragtige gedeelte, merk hierdie in jou Bybel, want ek wil vandag gou hier uitpraat, en die feit kom gee, dat ek en jy moet uitstaan vir hierdie wêreld. Ons moet uitstaan, ons kan nie inblend nie, ons moet uitstaan in hierdie wêreld. So ons moet uitstaan vir die koning van alle konings, ons verlosser en saligmaker Yeshua. En nou bring hy die woord in en hy sê, julle is die sout van die aarde. So wat beteken dit om die sout van die aarde te wees? Wat dit beteken is dat as ons die sout is, en jy moet werklik waar sout wees, as jy die sout is, dan het jy die vermoë om moeilike sake te hanteer, jy het goeie onderskeiding, jy het goeie oordeel, jy het die vermoë om jouself goed te handhaaf, en goeie selfdissipline. Ek wil dit gou weer vir jou gee. As jy die sout van die aarde is, dan beteken dit dat jy het die vermoë om moeilike sake te hanteer, jy het goeie onderskeiding, jy het goeie oordeel, jy het die vermoë om jouself goed te handhaaf en goeie selfdissipline. So wanneer jy dit nie doen as 'n gelowige nie, dan het jy sonder smaak geword, of jy het laf geword. Want wat is die doel van sout? Wat is die doel van sout? Sout is om smaak te gee. En as jy gaan kyk na die eienskappe van sout, sout voorkom verrotting, sout het 'n reinigingsaspek in ons lewe, sout maak wonde skoon, en sout gee smaak. So die oomblik wanneer jy in mense se teenwoordigheid is, moet jy smaak gee. Jy moet dit kan lewer. Jy moet smaak oplewer. Jy moet eintlik, wanneer jy met mense te maak het, moet jy smaak in mense se lewens inbring. Want vir wie is die sout? Is die sout vir my? As die woord sê dat julle is die sout van die aarde, is die sout vir my? Of is die sout vir ander mense? Want as ek in 'n plek instap, of ek kom by die werk, of ek kom by die huis, of ek is in die publiek, dan moet my leefwyse en hoe ek funksioneer, die feit dat ek uitstaan in hierdie wêreld vir die skepper van hemel en aarde, moet ek kan smaak gee, en ek moet 'n verskil kan bring in mense se lewens. Dis wat dit beteken om sout te wees. Wanneer ek dit nie doen nie, het ek laf geword. Wanneer ek laf is, wanneer die sout smaakloos geword het, dan beteken dit ek is swak as mens, dit beteken ek is ongeïnteresseerd, met ander woorde, wanneer ek by 'n plek instap, dan bring ek nie smaak nie, ek is ongeïnteresseerd, mense wil nie met my praat nie, hulle wil niks met my uit te waai nie, en dan lewer ek vlakwerke, waar die woord sê, julle moet goeie werke oplewer. As ek nie sout is nie, dan lewer ek vlakwerk. Met ander woorde, ek staan maar net op omdat ek moet opstaan. En ek gaan nou maar net werk toe omdat ek moet werk toe gaan. En ek is nou maar net hier omdat ek moet hier wees. En ek moet 'n salaris verdien, so ek moet seker nou maar gaan. En ek is nou maar net in hierdie huwelik want ek moet dit seker nou maar doen. In steede daarvan om te verander en om die sout van die aarde te wees en om werklik waar smaak in te bring, nie net in jou huishouding nie, maar ook in die publiek. By die werk, waar jy ook al kom, dat jy 'n smaak sal inbring. En dis tog wat die woord sê, julle is die sout van die aarde, so dit beteken ek en jy moet uitstaan. Want die oomblik wanneer daar sout op die tafel is en daar is iets wat nie smaakvol is nie, of daar's nie sout bygegooi nie, die oomblik wat jy sout bygooi, dan proe dit lieflik, dan kan jy dit geniet, dan kan jy dit eet. So met ander woorde, wanneer jy in iemand se teenwoordigheid is, of jy stap by 'n plek in, dan moet dit genotvol wees wanneer jy daar is. Halleluja! Is dit nie amazing nie? So wanneer jy volgende keer weer bietjie na die munisipale kantore toe gaan, bring bietjie sout saam. Wees jy die sout van die aarde? Want kyk na mense en hoe hulle reageer en hulle staan daar dikbek lang gesig en hulle is geïrriteerd en hulle is kwaad en niks werk nie en verander die atmosfeer wanneer jy daar instap en gaan gee smaak omdat jy die sout van die aarde is.
Die woord sê dat ons is ook die lig van die wêreld. So wat beteken die lig? Die lig beteken dat lig word dadelik raak gesien. As jy by 'n donker plek instap en jy sit die lig aan, dan word die lig onmiddellik raak gesien. As jy buite staan en dis donker buite en jy sit 'n liggie aan, daai liggie kan gesien word van baie ver af. Kan jy daai liggie identifiseer? So lig word duidelik raak gesien. Met ander woorde, jy as gelowige moet raak gesien word. Ouens, as ek en jy die lig van hierdie wêreld is, dan beteken dit jy moet raak gesien word. So ek kan nie onder die radar beweeg nie. Ek moet raak gesien word. Lig verander die atmosfeer en die ambiance. So die oomblik wanneer die lig aangesit word, dan verdwyn die duisternis. Dit verander die atmosfeer, dit verander die ambiance, dit bring 'n rustigheid, want duisternis baie keer veroorsaak vrees. Maar die oomblik wanneer die lig aangesit word, dan is jy kalm, want nou kan jy sien. Nou is die duisternis weg, dit verander die atmosfeer en dit beïnvloed die omstandighede. Dis wat lig doen. So met ander woorde, jy kan nie lig wees in die geheim nie. Want die oomblik wanneer jy die lig aansit, dan is dit duidelik sigbaar. Jy kan nie lig in die geheim wees nie. Jy is lig in die openbaar. So daar bestaan nie so iets soos 'n geheime gelowige nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ek kan nie onder die radar beweeg nie. Nee, jy's gered om gesien te word. Jy's gered om gesien te word. En net so terloops, wanneer jy die lig aansit, praat die lig. Sê die lig vir jou, hoorie so, ek skyn nou. Die oomblik wanneer jy die lig aansit, praat die lig om vir jou te sê, daar's nou lig, ek skyn, jy moet weet, dis nou helder hier, of sê die lig niks nie. Hy sê niks. So dit gaan nie altyd oor wat ons sê nie, dit gaan oor ons optrede, want die oomblik wanneer die lig skyn, dan sien almal die lig skyn. Halleluja. So dit gaan nie altyd oor wat om te sê nie, so dit gaan baie meer oor jou gesindheid en wat jy tentoonstel. Dis hoekom die woord sê, hy sê laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So dit gaan nie oor wat ek sê nie, ouens. Dit gaan oor my goeie werke. So stap bietjie in by 'n plek en sit 'n glimlag op jou gesig. Terwyl almal dikbek lang gesig is en jy moet 'n ander gesindheid hê. Jy moet 'n ander gesindheid tevoorskyn bring, want dit praat van die lig wat in jou is en van die sout van die aarde. So wat moet mense sien? Wanneer jy as 'n gelowige in 'n vertrek instap, of jy's besig by die werk, of waar jy ook al is, by jou familie, wat moet hulle sien? Hulle moet jou goeie werke sien. Hulle moet jou goeie werke kan sien. So ons word geroep om te wandel in goeie werke. Jy het dit geweet? Ons word geroep om te wandel in goeie werke. Okay, maar nou sê die algemene gelowige, o nee, deur genade word ek gered, en ek stem saam, ons word gered deur genade, nie deur ons verdienste nie, nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar nou dat ek gered is, nou verwag Vader van my iets wat ek moet doen. So ons is gered en ons word geroep om te wandel in goeie werke. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Messia Yeshua, tot goeie werke, wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So waarin moet ek wandel? In die goeie werke. Wat beteken dit? So ek moet die sout van die aarde wees, ek moet die lig van die wêreld wees. Dis wat dit beteken. So oralste waar ek kom, moet ek smaak gee. Ek moet uitstaan. Ek kan nie saamsmelt nie. Ek kan uitstaan as 'n ware gelowige. Oralste waar ek kom, moet ek duidelik raak gesien word vanweë die lig wat in my is. So mense moet kan weet, maar daar is 'n gelowige. Daar is iemand wat God dien. Daar moet 'n verskil by ons wees, want ons moet uitstaan, want sout en lig bring 'n verskil in hierdie wêreld. Halleluja. So ons is geroep vir goeie werke, dat ons daarin sal wandel.
Nou wil ek jou gou vat na die boek van Jakobus hoofstuk 2. En Jakobus hoofstuk 2 praat so mooi oor die feit dat ons kan nie net geloof hê en ons het nie die werke nie. So jy kan nie 'n gelowige in die geheim wees waar jy nie goeie werke tentoonstel nie. En baie keer is mense geheime gelowiges, want jy sien ek is bang om deur hierdie goed te gaan, ek is bang om vervolg te word, ek is bang om aanvalle te ervaar, ek is bang om negativiteit na my kant toe te kry en ek gaan geviktimiseer word. Maar die woord is baie duidelik. Hy sê julle is die sout van die aarde, julle is die lig van hierdie wêreld. So daarom moet ons uitstaan. So ons staan uit vanweë ons goeie werke wat ons het, nie net alleen ons geloof nie. Want my geloof kan ek binne my hou. My geloof kan ek hou onder die radar, maar my goeie werke gaan my expose vir wie ek werklik waar is. Kyk wat sê Jakobus hoofstuk 2 vers 14. Hy sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Nou sê hy, die geloof, wat se geloof? Die geloof sonder die werke. Daai geloof kan jou nie red nie. Sjoe, dis daar maar duidelike woorde. Met ander woorde, dis nie net hulle wat sê meester wat ingaan in die koninkryk van Elohim nie, maar hy wat die wil van Vader doen. Met ander woorde, daar moet werke wees. Ek moet iets doen om werklik waar gered te wees en gered te bly. So wanneer ek die wedergeboorte ervaar, wanneer ek gered word en gewas word deur sy bloed, is daar niks wat ek moet doen nie, dis alleen deur sy bloed wat ek gered word, nie deur my verdienste nie, ek maak my gees oop, hy kom in, ek word wedergebore, hy was my skoon met sy bloed, en daar's niks wat ek hoef te doen om sy redding te ervaar nie, al wat ek moet doen is, ek moet glo, ek moet my gees oopmaak, maar nou dat ek gered is, verwag Vader van my, om te wandel in sy weë. En ons word geroep, om te wandel in goeie werke. Nou sê hy, hierdie geloof wat net geloof is, en jy doen niks nie, daar's nie werke nie, daar's nie goeie werke wat volg nie, daai geloof kan jou nie red nie. Daai geloof kan jou nie red nie. Vers 17 sê hy, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Vers 20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Sê die woorde duidelik. Vers 22 sê die volgende, hy sê, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit sy werke. So staan ek deur my geloof in my hart in privaat, of staan ek uit deur my goeie werke? Ek wil dit weer vir jou gee. Staan ek uit deur my geloof in my hart in privaat, of staan ek uit deur my goeie werke? Ek staan natuurlik uit deur my goeie werke. So ek kan nie geloof net in die privaat hê en is in my hart en verwag ek moet uitstaan nie. Nee, dan beweeg ek onder die radar. Dan is ek 'n geheime gelowige. Ek kan nie 'n geheime gelowige wees nie. Ek staan uit deur my goeie werke. So jy word as geloofwaardig bevestig wanneer dit op die proef gestel word en jy betoon dan jou goeie werke. Dan is jy geloofwaardig. Maar wanneer ek in die geheim 'n gelowige is en ek doen niks nie en ek wys nie goeie werke nie, ag ek is maar in die privaat sal ek nou maar bid en in die privaat sal ek nou maar dinge sê en in die privaat sal ek nou maar my goeie werke. Nee, jou goeie werke, en dis wat die woord kom sê dat ons die sout en die lig is, want die sout en die lig is dit in die publiek. Is in die publiek. So jy word geloofwaardig bevestig wanneer jou geloof op die proef gestel word en jy betoon dan die goeie werke. Dis hoe mense kan sien dat jy 'n ware gelowige is. Dat wanneer jou geloof op die proef gestel word en jy staan uit deur die goeie werke wat jy doen. Maar ongelukkig in hierdie samelewing gaan mense so saam met die stroom en mense doen alles wat die wêreld doen. Gelowiges doen alles wat die wêreld doen, en ons lyk soos die wêreld, en ons
ryk soos die wêreld en ons smaak soos die wêreld en ons doen wat die wêreld doen en ons bring dit in die gemeentes in en ons verwag dat dis hoe ons moet mense trek. Nee, jy trek mense deur anders te wees, deur jou geloofwaardigheid, deur jou goeie werke tentoon te stel en deur die gees van Jahwe wat in jou werk. Dis hoe ons mense trek. En nou sê die woord duidelik hoe ek en jy moet uitstaan. Hy sê dit duidelik. In Eksodus hoofstuk 23 vers 2 sê dit baie duidelik. Hy sê jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. In ander woorde, as die wêreld hierdie kant toe gaan, dan moet die rooi ligte aanwees. Dan moet die gevaartekens wys. Dan moet jy besef, hier's iets fout. As die wêreld hierdie kant toe gaan, dan moet jy weet, nee. Nou moet ons kyk, ons moet ander rigting. Ons moet ander kant toe gaan, want die volk van Jahwe en uiteraard ons ook moet anders te wees. Vader sê dit in sy woord, jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Wat doen die gelowiges? Wat doen die kerk oor die algemeen? O nee, ons gaan die wêreld volg. Ons gaan doen wat verkeerd is. Ons gaan die meerderheid volg, want jy sien die meerderheid doen dit, en almal het nou rookmasjiene, en almal het nou 'n rookkamer, by die gemeente, en almal rig nou 'n biertent op by die gemeente, en ons doen so 'n bietjie fondsinsameling, sommer op die Shabbat, en ons doen al hierdie dinge, want jy sien die wêreld doen dit. So ons moet inpas by die wêreld. Nee, jy moet uitstaan vir die koninkryk van God. So jy kan nie die meerderheid volg in die verkeerde dinge nie. Jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid om die reg te verdraai nie. En wat word vandag gedoen? Alles word verdraai. Alles word verdraai. Selfs die woord word verdraai om by mense te pas, want jy sien ons wil doen wat die ander doen. Nee, Vader het jou nie geroep om in te pas nie. Vader het jou geroep om uit te staan vanweë die gees van God wat in jou is. So wat is die impak wat ek en jy maak in mense se lewens? Wat is die impak wat ek en jy maak in mense se lewens? Onthou een ding. Woorde word baie maklik vergeet, maar aksies word nie vergeet nie. Ek vergeet baie keer dit wat mense vir my sê. Ek vergeet dit. Ek vergeet wat mense vir my gesê het en hoe hulle my dalk aangeval het en wat hulle my dalk sleg gesê het. Ek vergeet dit. Ek onthou dit nie. Ek vergeet dit baie keer. Maar weet jy wat vergeet mense nie? Is jou aksies. Dit vergeet mense nie. Nooit. So dit wat jy doen, kan mense se lewens verander. Hoekom? Want weer dit, mense hou jou dop. Jy moet dit besef, mense hou jou dop. So dit wat jy doen, kan mense se lewens verander, en ek het besef dat mense hou my dop, my kinders hou my dop, die wêreld hou my dop, en as mense my dop hou, dan moet ek 'n verskil maak in mense se lewens. Net so terloops, waar jy in die publiek is, en waar jy by die werk is, of by die besigheid, almal weet jy's 'n gelowige. As jy nie onder die radar beweeg nie, as jy nie 'n geheime gelowige is nie, weet almal jy's 'n gelowige. En wanneer mense dit weet, moet jy vandag weet, hulle hou jou fyn dop. Hulle hou jou fyn dop. En hulle wag net dat hulle jou kan afkraak in terme van jou geloof, om jou geloofwaardigheid weg te vat, want jy sien, o nee, so jy het nou so opgetree, maar dis mos nou nie hoe 'n gelowige moet optree nie. Dis hoekom die woord sê, julle moet die sout van die aarde wees die lig van hierdie wêreld. En dat wanneer mense julle lig sien, dat hulle die goeie werke in julle sal sien, en die God van hemel en aarde verheerlik. So mense hou jou dop, en as mense jou dop hou, moet jy weet, dat jy is eintlik, jy het 'n goeie geleentheid om mense te bring na die woord en na die teenwoordigheid van die lewende God. Daar's 'n gedeelte in die woord waar Paulus 'n baie bold statement maak. Hy maak 'n baie bold statement. En hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 1 sê hy die volgende, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Messias is. Dis daarom maar 'n verklaring hoor. Dis 'n groot verklaring hierdie. Hy sê, wees my navolger, soos ek dit ook van die Messias is. Kan jy dit vandag sê? En ek vra myself die vraag ook af, kan ek dit vandag sê? Kan ek vir mense sê, hoor hierso, as jy wil goed doen, en jy wil die lewende God volg op die regte manier, volg hom soos ek hom volg. Doen soos wat ek doen.
dan weet jy, jy's reg. Dis 'n bold statement, ouens. In ander woorde, mense het vir Paulus dopgehou en mense het geweet wie hy is. Soos wat ek Yeshua dien en ek hom volg, kan ander mense dit ook doen. Kan hulle ook die Messias so volg soos wat ek hom volg? Kan ek daai voorbeeld stel in mense se lewens en daai impak maak? Ja of nee? Sien, want Paulus was bekend gewees en hy het 'n naam gehad. Hy het 'n naam gehad. Weet jy wat sy naam het hy gehad? Eerstens, hy het die naam gehad van vervolger. Hy was die vervolger van die gelowiges. Dis die naam wat hy gehad het. Maar hy het 'n ontmoeting met Yeshua gehad, so dit het verander. En tweedens het hy die naam gehad as die apostel van Yeshua. So hy het 'n naam gehad. Paulus verkondig die woord. Daar vind wonderwerke plaas. Duiwels word uitgedryf. In ander woorde, hy het goeie werke tentoongestel van dit wat Paulus nou natuurlik verkondig het. Hy het die goeie werke tentoongestel dat hy glo in Meester Yeshua. So, mense het geweet wie hy is in Yeshua, want hulle het die goeie werke gesien. So ek wil vandag vir jou sê, jou naam is belangrik. Jy het dit geweet. Jou naam is belangrik. So as jy die sout van die aarde is en jy is die lig van hierdie wêreld, moet jy weet dat jy het ook 'n belangrike aspek en dis deel van jou naam. So ek wonder of jy jou naam oppas. Ek wonder of jy besef wat jou naam is. So jou naam is belangrik en die vyand weet wat jou naam is. Want as jy in hierdie lewe die sout van die aarde is, jy is die lig van die wêreld, dan gaan jy skyn, jy gaan 'n verskil maak, jy gaan opstaan, jy gaan uitstaan en mense gaan weet wie jy is en die duiwel gaan ook weet wie jy is. So ek wonder of die vyand jou naam ken. Ek wil jou gou vat na 'n gedeelte in die woord en hier's 'n amazing gedeelte want Paulus verkondig die woord en Paulus het 'n naam gehad. En nou gebeur daar iets en daar is 'n klompie manne wat nou gedink het dat hulle kan maar luister en hulle kan copy en paste in steede daarvan om Yeshua inwonend in hulle te hê. So kom ek lees vir jou uit Handelinge hoofstuk 19 wat hier gebeur. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweders, het dit gewaag. Ek hou hiervan. Hulle het dit gewaag om die naam van Meester Yeshua te noem. Want jy sien, hulle het hom nie gedien nie. Hulle het hom nie gedien nie. Hulle was nie wedergebore nie. Hulle het nie sy gees inwonend gehad nie. Nou waag hulle om die naam van Yeshua te noem. Oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by Yeshua wat Paulus verkondig. En dit was sekere 7 seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het, maar die bose gees antwoord en sê, Yeshua ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Sjoe, dis daarom 'n stelling wat hy maak, hy sê, ouens, wie is julle? Want in die eerste plek, hulle is nie die sout van die aarde nie, tweede plek, hulle is nie die lig van hierdie wêreld nie, en derdens, hulle het geen naam in terme van die geestesrealm, want nou waag hulle dit om die naam van Yeshua te noem. Ouens, jy kan nie die duiwel probeer aanvat as hy nie inwonend in jou is. Jy is nie die sout van die aarde, jy is nie die lig van die wêreld nie. Toe spring die man op, in wie die bose gees was, en hulle het hom oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. So hy sê, wie's julle? Wie's julle? Wanneer jou goeie werke en jou naam nie ooreenstem met die woord nie, moenie dink dat jy die duiwel kan uitoorlê nie. So mense, dit is baie belangrik, vanweer die sout van die aarde, vanweer die lig van hierdie wêreld, het ek goeie werke wat ek tentoonstel, sy gees is inwonend in my, wanneer ek my mond oopmaak en ek praat met gesag en autoriteit, dan ken die duiwel wie ek is, nie vanweer iets wat ek is nie, maar vanweer die feit dat Yeshua inwonend in my is, net soos Paulus. Net soos Paulus, die oomblik toe Paulus begin praat het, gebeur daar dinge, demone dryf uit, en daar vind wonderwerke plaas. Dis hoekom die demone gesê het, nee, van Paulus weet ons. Ons weet van Paulus. Yeshua ken ons.
En Paulus weet ons, want Paulus het gesag en autoriteit gehad. Maar julle, wie is julle? Wie is julle? En my vraag aan jou is, ken die vyand jou naam? En wanneer jy die naam van Yeshua gebruik, kan die ooreenstemmende vergelyking gemaak word. Sien man, Prediker 22 vers 1 sê die volgende, hy sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en goud. So, hoe lyk jou naam in terme van die geestesriem? Hoe lyk jou naam daar buite? Is jy geloofwaardig as 'n ware gelowige in Yeshua? Is jy geloofwaardig? So wanneer mense na jou kyk, kan hulle sien, maar jy het die naam van die lewende God op jou. En kom ek verduidelik gou vir jou iets, wanneer 'n man en 'n vrou in die huwelik tree, nou staan die man en die vrou by die platform, by die kansel, of by die venue, of waar ook al, nou staan hulle daar, en nou is die predikant, of die dominee, of die pastoor, of wat ook al, nou praat hy, en hy sê, hoor hierso, vat jy meneer so en so, vat jy mevrou so en so, vat jy hierdie vrou, as jou huweliksmaat, en dieselfde met die vrou, vat jy hierdie man as jou huweliksmaat, en dan word die name uitgelê, en dan die ouers is daar, en die ouers is daar om as getuies te wees, en hulle kyk al hierdie goed, en ons neem dit so ligtelik op, om te dink, ag, dis okay. So, nou staan die dame, en die dame vat die man se naam, en nou is hulle getroud, en ons vat dit ligtelik op. Maar luister gou vir my, wanneer die dame, die jong dame, sy het groot geword in haar ouers se huis, en sy dra haar pa se naam, het haar pa se naam. Sy is dalk 'n Van der Merwe. Nou sy dra daai van. En nou trou sy dalk met 'n Jakobs. So nou moet daai van weggaan en nou moet die Jakobs van op haar lewe kom. Want nou moet jy baie mooi besef dat sy het groot geword as 'n Van der Merwe. Dit was die Van der Merwe van wat haar groot gemaak het, wat haar gebring het tot in die laerskool, wat haar hoërskool toegevat het, haar hele hoërskoolloopbaan het sy goed presteer. Dis die Van der Merwe van wat verseker het dat al die fondse word betaal. Sy is dalk universiteit toe, die Van der Merwe van het verseker dat sy gaan universiteit toe en alles word betaal en sy's mooi na gekyk. En sy het in 'n warm bed geslaap, sy het elke dag bord op haar kos op haar tafel gehad, 'n bord kos. Sy het alles gehad wat haar hart begeer het, want die Van der Merwe van haar pa het vir haar gesorg. Nou kom Jakobs. En nou wil Jakobs vir Van der Merwe vat. Maar Jakobs is nie op sy ideale plek nie. En ons besef dit nie altyd nie, want dis die Van der Merwe van wat haar deur haar lewe gekry het. Nou gaan sy haar van verruil en sy gaan die Jakobs van opneem. So as hierdie mannetjie, hierdie Jakobs, nie dieselfde kan funksioneer soos wat haar pa gefunksioneer het nie. Met ander woorde, vir haar sorg, haar kan deurdra, haar kan ondersteun, die nagte wanneer sy dalk alleen voel en huil, dat die Van der Merwe was daar gewees, haar pa het haar geondersteun, so Jakobs moet presies dieselfde kan doen. So wanneer sy siek is en wanneer sy deur moeilike omstandighede gaan, moet Jakobs daar kan wees. So met ander woorde, as daai mannetjie dit nie kan doen nie, dan moet daai dame bly by haar pa. As daai mannetjie nie vir haar kan sorg, en sy neem sy van op, en nou loop sy met die Jakobs van, en as hy nie kan voorsien beter as wat haar pa vir haar kon voorsien het, en beter kan funksioneer soos wat haar pa vir haar gefunksioneer het nie, dan moet dit liewerste nie doen nie. Maar nou, die belangrike ding ook, nou staan die dame gaan die Jakobs van opneem, en hierdie mannetjie is dalk reg, en hy het groot geword in die Jakobshuis. En hy is geleer van die woord. En hy het geleer wat dit beteken om 'n man te wees. En nou neem hy hierdie vrou en sy neem sy van op. Nou beteken dit dat hierdie vrou kan nie met die Jakobs van maak wat sy wil en nou met ander mans kuier en die Jakobs van deur die modder sleep, deur kort rokkies aan te trek in die publiek en sy's oop voor en al die ander mans kan na haar boesem kyk
en begeer na haar, want dan vat sy die Jakobs van en sy sleep dit deur die modder, want jy sien die oomblik wanneer jy die man se naam opneem as 'n vrou, dan beteken dit jy verteenwoordig daardie man in die publiek. En waar jy ook al kom, kan jy nie daai man 'n monster maak, jy kan nie van hom skinder, jy kan nie van hom sleg praat en sê hy so en so en so nie. Nee, jy moet hom opdra, jy moet vir hom kan bid, jy moet hom kan deurdra en jy moet onder sy gesag kan resorteer as 'n ware vrou van Elohim. En as jy dan besluit, nee, ek gaan hierdie man se naam deur die modder sleep, dan is dit verkeerd. Want jy dra sy naam. So ons neem dit so ligtelik op, want as daai vrou nie bereid is om die Jakobs van op te neem en haar man te beskerm, haar man op te dra en vir haar man 'n voorbeeld te wees in hierdie wêreld en waar sy ook al kom, dat sy daardie van sal respekteer. Selfs op sosiale media, dat daar nou nie foto's op sosiale media geplaas word wat haarself expose en nou like almal dit en daar's boodskappe in die inbox en almal kyk na haar en die oë van ander mans word op haar gerig, want dan bring sy skade vir die Jakobs van. Maar jy sien, ons trou so maklik en ons vergeet. Ons neem dit so ligtelik op. Nou wil ek gou vir jou iets lees. Luister nou baie mooi. Voordat ek hierdie lees, kan ek gou sien, is Yeshua ons bruidegom, ja of nee? Ja. Is ons die bruid, ja of nee? Ja. Ons is die bruid. So as Yeshua die bruidegom is en ons is die bruid, dan beteken dit, ons het sy naam op ons. Ons het sy naam op ons. Kyk gou wat gebeur hier, ek wil gou vir jou lees. In Jesaja hoofstuk 43, vanaf vers 1, maar nou, so sê Jahwe jou skepper o Jakob, en jou vormeder oor Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, en ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, want nou staan die man en die vrou, en nou sê die pastoor, hy sê, vat jy vir Katrina van der Merwe as jou wettige vrou? Ja, ek vat. So met ander woorde, jy het haar by die naam geroep. Nou sê Katrina van der Merwe, vat jy vir Christoffel Jakobs, vat jy vir Christoffel Jakobs as jou wettige man? Ja, ek doen. So jy roep hom by die naam. En nou kom hierdie, waar die bruidegom is dan natuurlik Yeshua. En hoe staan ons in hierdie bruidskap? Natuurlik deur die verbond, deur die bloed van die lam. Ons het 'n verbond, en daardie verbondskondisies is nou natuurlik sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge waarin ons moet wandel. En nou sê hy, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. So ek en jy behoort aan die koning van alle konings. En as ek en jy aan hom behoort, dan beteken dit sy naam is op ons. So ek kan nie maak en doen wat ek wil, en ek kan nie sy naam deur die modder sleep, en met sy naam maak wat ek wil, deur my optrede, deur die feit dat ek baie keer onder die radar funksioneer, en ek is 'n geheime gelowige, maar jy sien, Yeshua ken mos my hart. Nee. My goeie werke moet absoluut tentoongestel word, net soos die vrou in Spreuke 31. My goeie werke moet tentoongestel word, en ek moet kan wandel in gehoorsaamheid. Want my lewenswandel moet getuig oor wie Yeshua is. Jy sien, wanneer ons, nou natuurlik, die woord sê dit in die boek van 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 9, dat ons is 'n uitverkore geslag, ons is 'n koninklike priesterdom. So as jy 'n koninklike priesterdom is, jy's 'n uitverkorene geslag, dan beteken dit dat jy's 'n koning en 'n priester. As jy 'n koning en 'n priester is, dan gaan kyk jy in die boek van Eksodus, daar's 'n priesterlike kleed, en daai priesterlike kleed het 'n geestelike koneksie in ons lewe. Dis eintlik die priesterlike wapenrusting. En nou daai priesterlike kleed, nou die priester 'n tulband op sy hoof, en op daai tulband is daar 'n goue plaat, en op daai goue plaat is daar gegraveer, heilig aan Jahwe. En dis eintlik hoe jy lyk. So jy dra die naam van Jahwe op jou, want jy's verseël.
Jy is verseël met Heilige Gees. Jy is sy eiendom. Hy sê dit in sy woord. Jy is sy eiendom. En as jy sy eiendom is, dan moet jy hom verteenwoordig in hierdie wêreld. Nou het jy sy naam op jou, heilig aan Jahwe, op jou tulband, op jou voorhoof, so in die geesteshelm kan die duiwel sien wie jy is. Maar nou sê hy heilig aan Jahwe, nou kom jy in hierdie gesprek, nou is dit onder die rok, of dis onder die broek, of dis onheilige praatjies, en jy gaan daarmee saam, maar jy's heilig aan Jahwe. So hoe jy funksioneer as 'n ware koning en priester in die teenwoordigheid van die lewende God is baie belangrik. So gaan jy uitstaan of gaan jy saamsmelt in hierdie wêreld, want dit gaan die verskil maak in jou lewe. Gaan die verskil maak. 1 Petrus 2 vers 12 sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van die kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, Elohim kan verheerlik in die dag van besoek. So, mense, dis amazing. Vader wil hê dat ons moet begin wandel in absolute gehoorsaamheid en dat ons goeie werke sal tentoonstel. Ons lewenswandel moet daaroor getuig. So hoe belangrik is dit? Kom ek sê vir jou, Filippense 2 vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van Elohim, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld. Met ander woorde, jy moet uitstaan. Jy moet uitstaan, jy skyn, jy is die lig van die wêreld, jy is die sout van die aarde. 1 Petrus 3 vers 15 tot 16, maar heilig Jahwe Elohim in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarvan hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaadsprekers of kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word wat julle goeie lewenswandel in Messia belaster. In ander woorde, wanneer mense van julle skinder, mense praat kwaad, dan gaan hulle gaan eintlik in die oordeel kom, want jy sien jou goeie lewenswandel in Messia, hulle gaan beskaam staan, want hulle belaster dit. So wanneer jy vandag jou lewe ondersoek, bevind jy jouself dat jy uitstaan, of gaan jy saam met die stroom? Hoe lyk jou lewe? Gaan jy maklik saam met die stroom, of staan jy uit? Ons word so maklik gekondisioneer om deel te vorm van hierdie wêreld. Hulle doen 'n ondersoek, hulle doen 'n studie, is 'n sielkundige studie wat hulle doen, en hulle het alles mooi opgestel, hulle doen 'n voorgestelde onderhoud. Nou dis nie 'n regte onderhoud nie, hulle plaas advertensies, en nou dink mense hulle kom vir 'n onderhoud, maar voor die tyd het hulle alles beplan en die kameras is opgesit, en nou doen hulle 'n sielkundige studie om te kyk hoe word mense gekondisioneer. En nou is daar so oop portaal waar mense nou kan kom, en daar's nou 'n onderhoud, so nou is daar sekere tye wat mense nou moet kom vir die onderhoud, en nou is daar 3 mense wat deel is van hierdie eksperiment, hulle is alreeds daar, en nou stap die eerste persoon in. Nou moet hulle vorms invul, so nou sit hulle, nou vul hulle vorms in, en die 3 mense wat deel is daarvan, tree op 'n spesifieke manier op. Nou is daar 'n geluid wat afgaan, dis soos 'n alarmgeluidjie wat afgaan, en dan staan hierdie mense van hulle stoele af op, en die eerste persoon wat ingestap het, nou kyk hy, ek dink, alright, maar wat gaan nou aan? En 'n geluidjie gaan weer af, en hulle gaan sit toe weer, en dit het so 2 keer gebeur, toe kom hy agter, okay, hy moet dit ook seker nou maar doen, sonder om enige vrae te vra, nou doen hy dit, en hy gaan sit weer, as die geluidjie afgaan, en so kom daar nog mense in, en hierdie 3 mense, wat deel is van die eksperiment, gaan een op 'n slag gaan uit. So daai 3 mense wat geweet het van alles, wat deel is van die eksperiment, is toe heeltemal uit die portaal. Nou is daar net klomp mense, daar seker so 10 mense, wat nie weet van die eksperiment nie, en hulle kom in. En nou staan hulle daar, of hulle sit daar, hulle vul die vorms in, hulle wag om nou geonderhoud te word, en nou gaan die geluid af, en almal staan op. Want soos wat mense inkom, dan kyk hulle, okay, maar hierdie mense staan op, ek wonder hoekom. En as dit die tweede keer gebeur, dan doen hulle dit ook.
En almal was so gekondisioneer en enige iemand het 'n vraag gevra om te vra, maar hoekom doen ons dit? Wat is die rede hiervoor? En mense was so maklik gekondisioneer om net saam met die stroom te gaan. En so word ons ook gekondisioneer. So mense, ek en jy moet 'n verskil maak, eerstens in ons eie lewe vanweer die woord. Tweedens moet ons 'n verskil maak in ander mense se lewens en ons moet die woord begin uitleef. Maar om die woord uit te leef beteken jy gaan uitstaan vir die koninkryk van God. Vader Jahwe het ons geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So begin om dit uit te leef in Yeshua se heilige naam. Halleluja. Gaan jy dit vandag opneem? Gaan jy vandag 'n verskil maak? Gaan jy vandag die besluit maak om te sê ek gaan nie gekondisioneer word deur hierdie wêreld nie. As die wêreld daai kant toe loop, gaan ek omdraai en ek gaan wandel in die weë van Skepper lewende God en ek gaan alles mooi ondersoek en ek gaan vra, hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons dat doen? Hoekom is dit nie in die woord geskrywe nie? Hoekom doen die wêreld dit wanneer die woord vir my iets anders te gee? En ons moet daai vrae begin vra, sodat ons kan funksioneer soos wat Vader wil hê ons moet funksioneer en 'n verskil te kan maak in hierdie wêreld. So ek vra jou vandag, gaan jy uitstaan? Of gaan jy saamsmelt met die wêreld? As jou begeerte is om uit te staan, wil ek saam met jou bid. Halleluja, kom ons bid saam, net daar waar jy is. Halleluja, Vader, dankie vir hierdie groot voorreg, om nou vir 'n groep mense te bid, waar hulle ook al is, waar hulle ingesaai is, reg oor die wêreld. En ek dank U, Vader, dat U woord die verskil kom maak in ons lewe, en U woord sê vir ons duidelik, dat ons met die sout van die aarde wees, ons met die lig van die wêreld wees, en Vader, wanneer ons die lig is, dan moet ons duidelik sigbaar wees. Want wanneer daar lig in ons lewe is, dan word die duisternis weggedryf. Vader, help ons. Help ons om uit te staan, dat ons nie sal insmelt of inblend in hierdie wêreld nie, maar dat ons 'n verandering sal maak en 'n impak sal maak in ander mense se lewens. Gebruik ons tot eer van U naam. Vader, ek bid dat ons sal besef dat ons behoort aan U. U het ons by die naam geroep. En omdat U ons by die naam geroep het, Vader, het U ons gesalf in 'n posisie en U het U naam op ons geplaas. U het ons verseël met Heilige Gees en ons is eintlik die verteenwoordigers van hemel hier op aarde. So help ons, Vader, om U naam suksesvol uit te dra. Dat ons nie U naam deur die modder sal sleep nie, maar Vader, dat ons sal doen wat U van ons verwag. U woord sê dat ons mag nie die meerderheid volg in wat verkeerd is nie. Vader, help ons dat ons sal wandel in die waarheid om sodoende uit te staan en 'n verskil te maak in mense se lewens. Vader, help ons om smaak te bring in ander mense se lewens, om die atmosfeer te verander. Vader, om omstandighede te verander vanweë die lig van Yeshua wat in ons is. En wanneer ons dit doen, dan weet ek dat die Vader wat in die hemel is, word verheerlik vanweë die goeie werke wat in en deur ons funksioneer. Dankie Vader, help ons om te groei hierin. Help ons om te groei in goeie werke. Help ons om te wandel in 'n lewenswandel wat U verheerlik in elke aspek. En Vader, dis my gebed. Vader, ek bid dit vir elke persoon wat ingeskakel is, reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld, en ons dank U daarvoor, in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel was, en ek weet sommer dat hierdie woord het 'n impak gemaak in jou lewe, sodat jy dit kan uitdra en 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. So, staan uit vir die koninkryk van God. Halleluja. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, altyd 'n voorreg. Dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy geseënd wees op hierdie Shabbat. Tot volgende keer. Shalom.